Kryners, wat 'n lieflike ervaring om weer terug by die werk te wees na 'n maand se sabbatsverlof. Dit was my spesiale tyd van rus en oefen en lees en regpak en natuurlik tyd saam met my gesin te spandeer. Ek voel verseker fisies en geestelik herlaai en gevul reg vir my bediening en roeping uitleef. Ek is baie dankbaar teenoor die gemeenteraad wat vir ons as leraars so 'n geleentheid van geestelike versorging gun. En natuurlik ook baie dankbaar teenoor my kollegas en ons personeelspan dat hulle so 'n bietjie swaarder aan die werkslading gedra het sodat ek kon rus. Kryn is 'n wonderlike gemeente en hier's 'n wonderlike span mense en dit het ek verseker die afgelope maand net weer besef en net weer ervaar. Al hierdie ondersteuning en liefde en sorg. So, waaroor preek 'n mens na 'n maand van rus en lees? Natuurlik oor moed, want ek is vol moed en krag na die sabbatsverlof en ek wil juis iets van hierdie bemoediging aan julle oordra, om julle te help en te ondersteun en te lei en te leer uit God se woord. Daarom het ek gedink ek sal graag wil gesels oor wat dit beteken en wat dit behels om mense te bemoedig. Hoe lyk dit? Hoe werk dit? Hoe moet ons dit doen? En natuurlik as ons hierdie tipe vrae vra, kom ons gaan kyk na God se woord en hoe hy dit vir ons wys uit sy woord. Dis hoekom ons hier is, om God se leiding en inspraak in ons lewens vanuit sy woord te ontvang. Kom ons bid saam en vra dat die Here ons sal lei. Here, dankie dat ons by U ons moed en ons krag en ons hoop vir die lewe kan kom kry. Dankie dat ons met leë hande en leë gedagtes en dalk leë lewens na U toe kan kom en net sekerheid te kry by U. Dat U ons nader trek na U toe en dat U ons sal volmaak met U goedheid en met U genade, met U sorg en met U teenwoordigheid. Here, ons weet dit maak ons lewens beter. Mag dit wat ons vandag hier uit die woord uit gaan hoor, ook deur ons vloei na ander toe wat nodig het om bemoedig te word. Maak van ons bemoedigers van mense. Amen. Iemand vertel my so rukkie terug 'n storie wat ek dink 'n klomp van ons dalk al beleef het, miskien selfs gedoen het, of miskien net ook so 'n storie iewers gehoor het of sien afspeel het. Hoe ook al, hierdie is 'n regte lewe situasie of 'n regte lewe uitdaging. Nou die maatskappy waaroor hierdie storie gaan doen verkope van produkte. So elke maand begin hulle op 'n 0 en dan hustle hulle almal om soveel as moontlik sales vir die maand in te kry om die targets te bereik. So natuurlik is die spanning hoog en veral die laaste week van die maand, want dis die laaste deals wat moet deurgaan. So gebeur dit toe dat die maatskappy 'n massiewe hoeveelheid van die produk in die laaste week van die maand verkoop het en al wat moet gebeur is die papierwerk en die kontrakte moet presies reg ingevul word, geteken word en ingedien word sodat die verkoop finaal kan deurgaan as deel van daardie maand se target. Nou gaan julle seker al dink wat gebeur het. Een van die admin personeellede het per ongeluk een nommer te veel op die papier op die kontrak ingevul, wat toe gemaak het dat dit oorgedoen en oorgeteken moes word deur die kliënt en wat moeilik was om in die hande te kry. Natuurlik bars die bomme in die kantoor omdat dit heel waarskynlik toe nou nie betyds klaar sal wees nie. Die bestuurder val toe hierdie admin persoon aan voor almal in die kantore, kritiseer haar, beledig haar oor die feit wat sy gemaak het, soveel so dat die ander werknemers, en die wat vir my die storie vertel het, begin dink dat dit net erg is, dat een persoon net soveel hammering, soveel negativiteit en kritiek kan hanteer. Nou dit is so, so 'n fout, se effek is groot, en mense het begrip vir die frustrasie en die woede van die bestuurder, maar toe ek die storie hoor, kon ek nie anders as om net te dink dat is toch nie 'n ander manier, 'n beter manier, wat hierdie fout aangespreek kon word, as om iemand voor die res van die span so sleg te sê, spreekwoordelik dat die CA nie kan afwas nie. Selfs al het die bestuurder nie begrip of geduld met die fout nie, wonder ek steeds of om soveel afbreekende negatiewe kritiek na een persoon se kant toe te gooi, enigsins die persoon gaan help of motiveer om in die toekoms nie weer so fout te maak nie. En of maak dit nie net iemand se werksomgewing meer spanningsvol en ondraaglik, wat eintlik tot gevolg gaan hê dat dit 'n groter risiko is vir foute om in die toekoms weer te gebeur nie, as gevolg van al die druk en spanning.
Nou kyk, die punt is nie om besigheidsetiek aan te bied nie, alhoewel dit wat ons vandag uit die woord gaan hoor, tog daarmee gaan help. Die vraag waaroor ons as volgelinge van Jesus eerder gaan gesels is oor die effek wat ons woorde op mense het. Stoot jou woorde mense weg? Of trek dit hulle nader, breek dit hulle af of bou dit hulle op? Want sonder twyfel is ons as gelowiges geroep om mense te bemoedig en op te bou, en nie te kritiseer en af te breek nie. En dit staan net so geskryf in 1 Tessalonisense 5. So kom ek lees vir julle saam hierdie gedeelte vanaf vers 11. Daarom, bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voortgaan en teregwys, en om op grond van hulle werk in liefde met mekaar met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. En ons moedig julle aan, broers, om die leegleers aan te spreek, bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die gees blus nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge. Behou die goeie en vermy elke vorm van boosheid. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Broers, bid ook vir ons. Groet al die broers met 'n heilige soen en versoek julle plegtig, of ek versoek julle plegtig voor die Here, dat hierdie brief aan al die broers voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle bly. Is hierdie teks nie wonderlik wat ons sê hoe die lewe in Christus kan wees nie? So vol vrede en moed en dankbaarheid en geluk en liefde, alles wat goed is. Wie van ons wil nie so tipe lewe hê nie? Is dit nie eintlik ons elkeen se hartsbegeerte nie? Hierdie hele gedeelte is 'n stuk diep bemoediging vir ons, vir die Christene, oor hoe ons moet lewe, maar ook hoe God ons sal help en versterk en bewaar. Soos meeste van dit wat ons gelees het, as ons dit toepas, gaan dit oor wat leer dit ons en hoe help dit ons in opsigte van ons verhoudings met God, ons verhouding met God en ons verhouding met die mense rondom ons. Beleef jy God se versterking en hulp en leiding en sorg en bemoediging in jou lewe? Ek glo wat net hoe Paulus dit hier sê, moenie die gees blus nie. Daai vlam, daai vuur, daai wat ons volgende week in die Pinksterreeks ook oor gaan gesels, daai gees binne in jou, wat binne in ons is om ons te lei en ons te gee wat ons nodig het om met hoop en moed en krag en passie en liefde en alles wat goed is, reg en mooi nodig te lewe. Dis wat hierdie teks sê, daai gees is in ons. Nou, dit versterk ons verhouding met God, en wanneer ons hierdie tasbare teenwoordigheid van God beleef ons ook hoe dit ons lewens vol en sinvol maak. En dan behoort dit ons uit te vloei na ander toe. In liefde, in vrede, in wat goed is, in blydskap en in dankbaarheid, soos hierdie teks sê. En dan doen ons wat Jesus ons geroep het om te doen. Ons trek mense nader, na ons toe, en sodoende ook nader na hom toe, nader na God toe. Elkeen van ons is geroep om mense nader te trek, nie weg te stoot nie. En juist dit is die hart van vandag se boodskap. Die letterlike vertaling van hierdie Griekse woord vir bemoediging beteken om jou nader te roep. So om iemand te bemoedig, in plaas van af te breek of te kritiseer, trek hulle in verhouding nader. En is dit nie wat ons almal tog wil hê, tog nodig het nie? So, nou weet en aanvaar julle hopelik dat julle as gelowiges geroep is om bemoedigers te wees. En ook hoekom julle dit moet doen. En kan ons nou prakties gaan kyk na 'n paar plekke en maniere waar en hoe ons as bemoedigers kan optree. Kom ons kring hom hier van binne af na buite toe uit.
So, hoe tree jy as 'n bemoediger op, hier in die kring van ons medegelowiges, hier tussen die kryners, hier tussen ons geloofsfamilie, jou broers en susters in Christus, hoe lyk bemoediging hier by ons? Ons is bemoedigers van mense wanneer ons vir hulle 'n veilige ruimte skep, waar hulle kan kom nes hulle is, aanvaar word, liefgehê word en kan tuis voel, waar hulle vir 'n oomblik net hulle asem kan uitblaas en sê, ek weet ek is nie perfek nie, ek weet ek het foute, ek weet ek het die Here se leiding in my lewe nodig, maar hier is 'n plek, 'n groep mense, 'n geloofsfamilie wat my vat soos ek is, my help om Jesus te volg en sodoende my uitkyk op die lewe en my manier van lewe meer in lyn met God se wil en plan te kry. So ons bemoedig mense wanneer ons hulle nader trek, te kom nes hulle is en saam met ons Jesus te volg. Ons bemoedig ook ons medegelowiges wanneer ons hulle troos en hulle bystaan in tye van seer en van swaar. Wanneer jou hart swaar voel, as gevolg van verlies of rou of bekommernis, is al wat jy soms nodig het, daardie hand wat op jou skouer druk, of daardie drukkie van iemand wat omgee. Dit vat nie die seer heeltemal weg nie, maar dit maak dit verseker vir ons ligter. Want jy besef, jy is nie alleen nie, en jy gaan okay wees. Ons bemoedig ook mense wanneer ons vir hulle troos en omgee, juis in hierdie tye van swaar en seer. En ons bemoedig mense wanneer ons hulle help, deur hulle nood te verlig. Wanneer iemand in nood is, nie meer weet wat er kan toe nie, is dit ons taak as liggaam van Christus om genoeg om te gee, om te help. En natuurlik gaan dit nie net oor gee en eintlik so doen op 'n ongesonde manier afhanklikheid te kweek nie, maar om goed te gee en genoeg te gee, sodat dit 'n persoon bemoedig en versterk om weer met nuwe hoop en energie aan hulle eie lewe te bou. Ons is die hand wat iemand ophelp, sodat hulle weer verder kan stap. Natuurlik tree ons ook as bemoedigers op wanneer ons vir mense bid, want dan vra ons dat die vlam van die Gees wat ons versterk en bemoedig, ook mag brand in die ander persoon, en dat hulle die krag en moed en sorg sal beleef van die Here. Tweede plek is, hoe tree ons as bemoedigers op in ons huise? Een van die boeke wat ek tydens my verloftyd gelees het, was 'n ouerskapboek van Dr. Emerson Eggerichs, versekerde moet lees vir ouers. En hy fokus in een van sy hoofstukke spesifiek op bemoediging, en hoe ouers soms die voortdurende proses van leer en opvoed en reghelp moet onderbreek, en net 'n oomblik moet fokus op woorde van bemoediging aan hulle kinders. Om jou kind te bemoedig is jou as ouers se beste geleentheid om naby aan hulle harte te kom, veral wanneer hulle dit die meeste nodig het. En dis nie tye wat hulle foute maak, teleurstellings beleef of uitdagings het. Ek ken die versoeking om eers reg te wys of te raas as daar fout gemaak word. Maar as ouers moet ons mekaar herinner en mekaar bemoedig om eers ons kinders in daardie oomblikke op 'n positiewe, opbouende manier te help, leer om hulle te help groei, eerder as om hulle te kritiseer. Negatiewe en afbrekende kritiek breek 'n kind se gees, skryf Dr. Eggerichs, en ons moet daarteen waak as ouers. Hy stel dan 3 maniere voor waarop ons as ouers ons kinders kan bemoedig, en ek haal dit sommer so vir julle aan. Hy sê, encourage them as life happens. Dit gaan oor om in die gewone gang van die lewe, die gewone daaglikse routines en programme, ons kinders met opbouende woorde aan te moedig, om met vreugde en hoop te lewe. In ons huis het ons 'n waarde teen ons muur, en waarmee ons kinders leer om te kies, om elke dag dankbaar, gelukkig en positief te wees. Die tweede gedagte wat hy sê is, encourage who they are and what they do. Dis maklik om ons kinders se suksesse te vier, maar ons moet ook moeite doen om net te vier, nie net te vier wat hulle bereik het nie, maar net wie hulle is. Dinge soos, hou altyd aan om so vriendelik en hulpvaardige kind te wees. Of, ek het gesien die baie geduld wat jy in die situasie toegepas het. Baie dankie en hou so aan. Of goed soos, jy is 'n voorbeeld vir ons en jou vriende wanneer jy kies om die mooi in ander raak te sien. Hou daarmee aan. Derde gedagte wat hy sê is, encourage who and what they
can become. En op hierdie manier fokus ons as ouers op die maniere waarop God ons kinders aan mekaar gesit het, met hulle unieke temperament en gawes en talente en belangstellings. Ons aanvaar dit en ons vier dit en ons help hulle om dit te ontwikkel. 'n derde spasie, 'n laaste spasie waar ons rol as bemoedigers kan toepas, is by ons werke. Of daar waar jy beweeg in die gemeenskap, by die winkel, by die skool, by die familie, by die vriende. In daardie spasies kan ons mense bemoedig. Nou, kom ons vat die storie in die begin. As ons daai storie anders kon skuif, daai gebeurtenis anders kon inkleer, hoe sou ons dit doen, nou dat ons gehoor het dat ons geroep is om bemoedigers te wees? Hoe sou dit lyk? Watter beginsels of idees kan daardie bestuurder eerder toepas, wat op daai admin persoon 'n ander belewenis kon gee, dat sy beleef het sy is bemoedig en gemotiveer, eerder as gekritiseer en verkleineer? Eers dink ek ons moet vra of dit 'n fout is wat sy opsetlik gemaak het, en of was dit net 'n fout, 'n totale fout. En nou moet ons sommer daarmee self afvra, hoe wil ons hê moet mense ons hanteer as ons foute maak? Watter reaksie wil ons van ons kollegas of werkgewer of vriende of familie hê wanneer ons 'n fout gemaak het? Tweedens dink ek, wanneer die bestuurder die persoon aanspreek wat die fout gemaak het, is die beste plek om dit te doen in 'n privaat gesprek, en nie 'n uittrap sessie voor almal nie. En dan in so 'n gesprek is natuurlik ook belangrik met watter stemtoon en liggaamshouding daar gepraat word. As ons iemand aanmoedig en help om te leer uit hulle foute, dan kan ons verseker nie 'n dreigende en aanvallende stemtoon en liggaamshouding hê nie. Daarin dink ek ons kan die persoon bemoedig en help om 'n plan te maak om die fout reg te stel en om dinge in plek te sit sodat die fout nie weer gebeur nie. Is dit nie immers eintlik die werk van 'n bestuurder nie, om die span te help om hulle werk beter en makliker en meer effektief te doen, om 'n omgewing te skep waar binne die span hulle werk goed kan doen. En as ons met mekaar eerlik moet wees, gaan 'n spanningsvolle omgewing waar binne die werknemers bang is vir die bestuurder of bang is om 'n fout te maak, soos ek vroeër gesê het, eintlik die risiko net groter maak om foute te maak. Nou kan jy dalk voel, ja, maar Michelle, jy's 'n dominee, jy weet nie hoe werk dit binne die korporatiewe wêreld nie, hoe bestuurders en basse met werknemers werk nie. Almal moet maar net hulle sokkies optrek en jy moet jou werk doen en jy moet dit reg doen, want dit is waarvoor jy betaal word. En by die kerk werk dit anders, want ons werk met baie vrywilligers, mense wat ons nie betaal nie. Maar ek dink actually, die feit dat ons by die kerk met vrywilligers werk, kan vir die korporatiewe omgewing 'n goeie voorbeeld wees van hoe om bemoedigend met mense te werk. Omdat ons met vrywilligers werk, moet ons moeite doen en doen ons graag moeite om die vrywilligers te ondersteun, om ons waardering gereeld uit te spreek en om dit so maklik as moontlik vir elkeen te maak om hulle betrokkenheid by kry en uit te leef. Want mense doen dit vrywilliglik en hulle doen dit as 'n roeping en as 'n diens aan die Here. So miskien is dit 'n goeie idee dat bestuurders en basse hulle werknemers as vrywilligers begin behandel. Natuurlik bedoel ek obviously nie daarmee dat hulle nie moet betaal vir hulle werk nie daai tipe vrywilliger werk nie, Ek bedoel met dieselfde ingesteldheid van waardering en van ondersteuning en van bemoediging. Dat hulle 'n omgewing skep waar hulle wil werk. Kryners en vriende wat saam luister, ons woorde en ons optrede teenoor mense maak saak. En dit het 'n effek op hoe mense oor hulle self voel, oor hoe hulle oor Christene dink en oor hoe hulle God ervaar. So mag ons hierdie opdrag goed nakom, deur in elke spasie waar ons beweeg en waar ons met mense in aanraking kom, doelbewus so op te tree, dat dit mense nader roep na mekaar toe en na God toe, met bemoedigende woorde en dade, mense die ervaring gee van hoe dinge binne God se koninkryk lyk en werk. Jy het hierdie taak, jy het hierdie roeping. Wees 'n bemoediger van mense. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie teks wat eintlik so vol moed is, wat ons kom nader trek na U toe en gedagtes van U Gees en vrede en dankbaarheid en diensbaarheid om te bid
En ja, Here, om hierdie roeping uit te leef wat ons het om bemoedigers te wees van mense, om mense nader te roep. En ek bid dat as daar 'n klomp van ons is wat ook sit met 'n leegheid, sonder moed, hopeloos, moedeloos, sonder krag, dat ons net sal oop wees vir u teenwoordigheid. Sal besef, maar u is daar, u Gees is in ons. Daarom ons te vul, daarom ons gedagtes nuut te maak, daarom ons harte heel te maak. Help ons om dit te vat, Here, te aanvaar en te sien hoe u ons innerlik sterk maak en krag gee. En dan, wanneer ons weer vol is, dit kan vloei na ander toe. Here, ons weet, ons kan almal beter met ons woorde, beter praat met mense, oor mense, en moeite doen om mense nie aan te val om te kritiseer. En ek bid dat u ons ook met daarmee sal help. As ons 'n voorbeeld van 'n bemoedigende omgewing kan skep oral waar ons is, dan getuig dit ook van u liefde en van u genade. En dankie dat u ons oproep om dit te doen. Wees met ons, seën ons in u goedheid en in u guns. In Jesus se naam. Amen. Kleiner vriende wat saam luister, ek wil jou seën, want die Here se seën in ons lewens, laat ons hom raak sien en besef, hy is daar vir ons. So mag God se liefde, sy genade, sy teenwoordigheid vir jou gee wat jy nodig het. Vir jou innerlik sterk maak, jou bemoedig, sodat jy 'n bemoediger van ander kan wees. Amen.